Lukas 7 gaan ek vandag vir julle lees. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, het hy na Kapernaum toegegaan. 'n Offisier daar het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werk was, en die slaaf was siek en het op sterwe gelê. Die offisier het van Jesus gehoor en stuur vir 'n paar familiehoofde van die Jode na hom toe om te vra dat hy moet kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê: "Hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het op eie koste die sinagoge vir ons gebou." Jesus het toe saam met hulle gegaan, en toe hy nie meer ver van die huise was nie, stuur die offisier 'n paar van sy vriende vir hom en sê: "Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd nie dat u onder my dak inkom nie. Daarop het ek ook nie waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Ek is self 'n man wat onder gesag gestel is en ek het soldate onder my. Vir die een sê ek, gaan daarheen, en hy gaan, en vir die ander een sê ek, kom, en hy kom. Vir my slaaf sê ek, doen dit, en hy doen dit." Jesus was verwonder toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê: "Ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom nie." En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond. Kort daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan, en sy disippels het 'n hele menigte is saam met hom. En toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma, en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê: "Moenie huil nie." Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe, en hy sê: "Jong man, ek sê vir jou, staan op." Die dooie het reg begin sit, en hy het begin praat, en Jesus het hom dan aan sy ma teruggegee. Almal is met onsag vervul, en hulle het God geprys deur te sê: "'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het na sy volk omgesien." Die berig oor wat hy gedoen het deur die hele Joodse land en na die omliggende gebiede versprei. Die volgelinge van Jesus het hom van al hierdie dinge vertel. Hy laat toe dat 2 van sy volgelinge roep en stuur hulle na die Here toe en vra: "Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?" Toe die manne by hom kom, sê hulle: "Johannes die Doper het u na ons toe gestuur. Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?" Op daardie oomblik het Jesus juis baie mense gesond gemaak van siektes, kwale en bose geeste. En baie blindes het hy laat sien. Sy antwoord aan die boodskappers was: "Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien het en wat julle gehoor het. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie." Nadat die boodskappers van Johannes vertrek het, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: "Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer geswaai word? Nee, maar het julle dan uitgegaan om te sien 'n man met deftige klere aan? Nee, kyk, die wat sweerige klere dra en in wreelde lewe, kry mense in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan: Kyk, stuur my boodskapper voor my uit. Hy sal die pad vir jou regmaak.
Ek sê vir julle, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes nie. En tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy. Al die mense, ook die tollenaars, het na hom geluister en was aan die wil van God gehoorsaam. Hulle het met die doop van Johannes laat doop. Net die fariseërs en die wetsgeleerdes het die bedoeling van God verwerp. En hulle is deur Johannes laat doop nie. Verder het Jesus gesê, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk? Soos wie is hulle? Hulle is net soos kinders wat op die markplein sit en vir mekaar roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes die Doper het ingekom en nie brood geëet of wyn gedrink nie. En julle sê, hy is van die duiwel besete. Die Seun van die mens het gekom, geëet, gedrink en vir julle gesê, kyk, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van die tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe by die huis van die fariseërs ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die fariseërs se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albasterflesie met reukolie en gaan staan agter by Jesus by sy voete en sy huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom vat, aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, 2 mense was in die skuld by die geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander 51. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. En jy, water vir my voete, het jy my nie gegee nie. Maar sy, met haar trane, het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. En soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eers met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes, wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy, vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was, onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.